welkom aan jou wat weer ingeskakel het hier by Alles Uniek. My naam is Henriette en ons kuier soos ouer gewoonte lekker saam met Anita in haar reeks oor gebrokenheid. En indien jy nie ingeskakel is, wil ek jou aanmoedig om na al die ander afleweringe te gaan luister en dit kan jy kry ook op digitale platforms soos Spotify. Ons het ook 'n WhatsApp groep wat ons gestig het en jy kan natuurlik net jou naam en van met die woord Ouerkammers WhatsApp en ons plaas jou op die groep en jy WhatsApp dit na 061 534 0861. En hierdie week gesels Anita oor liefdestale. En ek wil vir jou sê dat die liefdestale is vir my 'n ongelooflike lekker aflewering om na te luister. Want Anita raak, ek wil amper sê soos 'n druppel in die emmer, en sy raak dit aan, maar jy gaan 'n baie goeie idee kry wat jou liefdestaal is, en hoe jy dit toepas, en hoekom jy sekere goed dalk net misgekyk het. En dit is alles as gevolg van 'n liefdestaal wat jy nie eers besef het jy het nie, en ook dalk nie besef het dat die ander persoon se liefdestaal verskil van joune, maar dat die behoeftes dieselfde is. En ons almal wil van 'n slagoffer groei na oorwinnaar toe. En ons moet toelaat dat die Heilige Gees dit vir ons kom doen. En ons moet toelaat dat ons eers na onsself kyk en dan eers na ander. Maar die Heilige Gees kan en wil jou verander en dat jy nie meer sal bly waar jy was in daardie gebroke toestand nie, maar dat jy werklik sal opstaan as 'n oorwinnaar. So kry 'n koppie koffie soos ouer gewoonte reg, sit agteroor en luister saam na Anita. Goeiedag, dis weer my voorreg om saam met jou te kuier in die reeks oor gebrokenheid en innerlike genesing, en ons is vandag by die tweede laaste aflewering in die reeks, en vandag se tema is die liefdestale. Nou ek weet baie keer, praat ek met mense oor liefdestale en dan vra ek vir hulle, weet julle wat is die liefdestale? En dan is daar steeds nog mense wat sê hulle weet glad nie wat die liefdestale is nie. Verskoon my keel skoon maak. Om die liefdestale te verduidelik is om eintlik vir iemand te kan sê, dit is maar by wyse van kommunikasie. Nou, as jy gaan kyk, elke kar ry met of diesel, of petrol, of hy's elektries, of beide, hybrid. Nou, as jy gaan kyk wie God is, die woord sê God is liefde. En ons is uit God gebore, so ons kom van die bron van liefde af. So wat se tank sal ons in ons binneste hê? Dit sal 'n liefdestank wees, wat met liefde gevul moet word. Nou as 'n mens gaan kyk na mense se liefdestank, en dan wil ek vir jou sê, daar's 5 soorte petrol, of 5 soorte liefdesbrandstof, wat die mens se tank kan vul. En wat belangrik is dat jy jou eie liefdestaal moet herken. Nou wat ek altyd vir mense leer is, ons is geneig die oomblik wanneer ons liefdestaal ontdek, sonder dat jy weet, doen jy dit wat jy graag wil hê, gee jy vir ander mense. En dit is hier waar die liefde misgekommunikeer kan word, en is hier waar daar 'n area kan wees waar die vyand saggies insluip met sy leuns van verwerping. Onthou, Satan is as ons gaan kyk na die heel eerste gedeeltes van hierdie reeks, waar ons gesê het, hy is die heel eerste en ooit die enigste vir God verwerpte. Nie ek of jy is ooit deur God verwerp nie. Al het ons dalk so gevoel, deur die leuns wat die vyand vir ons opgedis het, vanweë die pyn wat ons gekry het in ons opgroeijare, het sy dit deur mense wat vir ons moes lief gewees het en vir ons moes gesorg het, en dit nie gedoen het nie.
So as jy hierdie nou in die groter prentjie gaan sien van hoekom dit belangrik is dat 'n mens moet verstaan wat is jou liefdestaal. En sodat jy kan weet wat dit is wat jou verskriklik geliefd laat voel of verskriklik verwerp laat voel. Nou interessant, as ons nou gaan kyk na, en ek gaan weer vir julle die diagrammetjie ook opsit op die WhatsApp groep waar ons goedjies invul, wat ek geteken het vir julle, waar die liefdestale baie mooi aangedui word en maar dit is so belangrik dat ons moet heel eers leer jou eie liefdestaal en dan gaan jy outomaties hopelik jou geliefdes sien wat hulle liefdestaal is. En dan gaan ek jou leer hoe dit lyk as mens die teenoorgestelde kry. Wat is die teenoorgestelde van jou liefdestaal? En wat is die uitwerking wat dit op jou het, op die mens se hart, op die gees? Onthou die woord sê, 'n gebroke hart, a broken spirit dries out the bones. Ja, so dis belangrik dat ons nou maar sommer, kom ons val sommer in by die 5 liefdestale. En ek gaan nou vir jou die eerste ene noem. Die eerste ene is geskenke. Nou geskenke, ons almal hou van geskenke met verjaarsdae. Maar nie almal is mal daaroor om kort ietsiekie te kry nie. En ek sê nou nie dit is reuse geskenke nie. Die persoon vir wie se liefdestaal geskenke is die persoon wat as jy van die dorp af kom sê, was jy spar toe, jy nie vir my ietsie gebring nie. Krap in die sakke. Jy gaan oor sê, bring vir my ietsie. Daai ietsie, al is dit net 'n chocolate van Checkers af. Net daai ietsiekie of 'n t-shirt of enige ietsie wat vir daai persoon sê, terwyl jy weg was, het jy aan my gedink. Jy het vir my ietsie gekoop want jy het aan my gedink. En so daai geskenke is vir hierdie persoon, dit laat hulle so geliefd voel. So as dit jou hart raak, as dit jy is dit fantasties dat jy kan uitvind wie jy is en hoe God jou gemaak het. Maar dit is ook belangrik dat jy dan jou geliefdes moet sien. My dogter se liefdestaal is geskenke. En dan moet jy kyk, wat gee jy nou, om vir jou net 'n vinnige voorbeeld te noem. Toe ek groot geword het, is altyd lekker om uit mense se stories uit te leer. En ek het niks anders as om my eie stories, my eie ervarings, my eie getuienis, om met jou te kan deel, en ek kan hoop dit maak 'n verskil en dit laat jou daarmee vereenselwig. Toe ek groot geword het, toe ek sal ek nou maar sê 'n tiener was my liefdestaal, en selfs voor dit, was my liefdestaal fisiese kontak. En my liefdestaal is nog al die jare, my heel eerste liefdestaal, die belangrikste ene, wat my die mees geliefd laat voel, is woorde. Nou ons gaan nou by al 5 kom, maar net om vir jou te verduidelik, hoe liefde vir my deur my maag misgekommunikeer is. En as ons nou aan die einde van die ding kom, gaan jy dit nou mooi verstaan. My ma het nooit aan my geraak nie, en sy was altyd krities, of my pa was stil. So ek het nie een van my 2 liefdestale gekry, wat my baie geliefd laat voel het as 'n kind nie, en selfs as 'n tiener nie. En jare daarna, toe leer ek het verskriklik verwerp gevoel deur my ma, maar sy kon 'n storm loskook. So sy het my gedien met die klere wat sy vir my gemaak het, met die kos wat sy gekoop het. Sy het vir my dade van diens gegee. Nou, as ek nou kom by dade van diens is een van die liefdestale. Maar net om vir jou te verduidelik, dade van diens is wat my ma vir my gegee het, fisiese kontak en opbouende woorde is wat ek nodig gehad het. So, met ander woorde, sy was lief vir my, maar sy het vir my gedoen wat sy eintlik graag wil hê. Want ons is geneig
om vir mekaar iets te gee, dit te gee wat jy eintlik graag wil hê. Nou, ek het baie jare vreeslik daarop gefokus om vir mense die mooiste kaartjies te skryf met die mooiste blessings. So ek het my liefde vir mense gewys in woorde en hulle dalk iets anders nodig gehad. So kom ons gaan kyk gou na nommer 2 is fisiese kontak. Fisiese kontak is daai van sit langs my, hou my hand vas, krap my hare deur mekaar, gee my 'n soentjie, hou my styf vas, gee my 'n drukkie. Sit langs my in die kerk, sit jou arm om my been, vat net aan my, daai fisiese kontak. Baie mense se liefdestaal is fisiese kontak. En ek het al gesien baie mans se liefdestaal is fisiese kontak en dan's vrouens se kwaliteit tyd of ophouende woorde. So dis waar 'n mens maklik in die huwelik ook mekaar verloor deur liefde mis te kommunikeer na jou geliefde toe. Die nommer 3 is kwaliteit tyd. Dis daai ding van sit net jou foon neer. Kyk my in die oë. Vra net vir my, hoe was jou dag? Spandeer net 5 minute. Sit net bietjie by my, vra vir my. Kyk in my oë. Daai kwaliteit tyd as jy gaan uit eet. As dit jou irriteer, as mense hulle foon uithaal of besig is en jy is besig om met hulle te praat, is jou liefdestaal heel waarskynlik dalk kwaliteit tyd. Dis hoekom dit jou seermaak as iemand nie aandag gee as jy met hulle wil tyd spandeer nie. Nou die volgende ene is opbouende woorde. Dis daai goeie woorde, maar ek is lief vir jou, ek waardeer jou. Wow, jy's amazing. Ek is so dankbaar vir jou in my lewe. Daai opbouende woorde, man, jy het dit. Ek is so trots op jou, ons gaan dit maak. En dan die laaste ene is dade van diens. Dade van diens is daai goedjies wat iemand vir jou doen, wat vir jou laat geliefd voel. Miskien is dit vir jou 'n groot beslommernis om die groente te skil of die asblik uit te sit. Maar as iemand dit vir jou doen, wow, dankie, yes, like ek voel so geliefd. So nou, kyk ons nou gou hoe as Jannie ontmoet vir Kim, en Kim is 'n Chinees en Jannie is 'n boer. Nou, hier is die twee nou mal oor mekaar. En hoe moet hulle nou met mekaar kommunikeer om, hy gaan vir ewig vir haar sê, ek is lief vir jou, en sy gaan sê, en sy gaan vir hom sê, hy gaan net nie verstaan wat sy vir hom sê nie. So, hoe moet hierdie twee liefde suksesvol kommunikeer na mekaar toe? Hulle moet mekaar se taal leer verstaan. Nou, dis belangrik as jy moet nou eers sien, watter van hierdie 5 is jou liefdestaal. En dan moet jy begin kyk na jou geliefde se liefdestaal, jou kinders, jou man, jou ouers, jou werkgewers, jou werknemers. Kyk 'n bietjie, wat is dit wat ander mense geliefd laat voel? Dis baie keer die goed wat hulle vir jou doen. Hoe ek agtergekom het, is ek het altyd, soos ek gesê het, vreeslik moeite gedoen met kaartjies. Want woorde was my liefdestaal. En dan het ek nou so hierdie blessing ingeskryf en die mooiste woorde en soveel moeite gedoen met hierdie kaartjie, handgemaak en wat. En dan het ek nou 'n persentjie vir my vriendin gevat en dan haal sy die ding uit en sy kyk hom so en sy smyt hom dan neer en dink ek, girl, weet jy hoeveel moeite het ek gedoen met hierdie kaartjie? En later het ek geleer, maar dit was nie haar liefdestaal nie, haar liefdestaal is kwaliteit tyd. Kom sit net hier by my, jy hoef nie eers vir my koek te bring nie, kom sit net by my op my verjaarsdag. Ek worry nie oor 'n geskenk nie. So dis belangrik dat ons by mekaar, dat jy heel eerste moet sien wat is jou liefdestaal. Nou kom ons kyk gou-gou. Die liefdestale het almal teenoorgesteldes. Nou geskenke, se teenoorgestelde is armoede. En as jy byvoorbeeld, as jou liefdestaal geskenke was, en daar was armoede in jou huis, is daar een ding wat jy sou beleef het, en die teenoorgestelde van al liefdestale wat ons beleef, die emosie wat ons beleef, is deur die bank almal dieselfde. So,
Wanneer daar armoede is en 'n kind hou van geskenke, beleef die kind verwerping. Kom ons kyk na fisiese kontak se teenoorgestelde. Wanneer hierdie kind seksuele misbruik sou gekry het, of aanranding, baie harde pak slae gegee, met die vuis geslaan, of geen aanraking. Die koue ouers was net koud en daar was geen aanraking. Selfs in jou huwelik, as jy hierdie in jou verhouding kry, jy kry die teenoorgestelde van jou liefdestaal, beleef jy verwerping. Kwaliteit tyd. As jy as kind groot geword het en jy het eintlik mamma en pappa se aandag nodig gehad het, maar hulle was altyd besig, vreeslik hard gewerk, hulle was nooit by die huis nie, golf gespeel, tennis gespeel, besig gewees, wat. Beleef die kind verwerping. As jy in jou verhouding, jou mens is nie daar nie, jou mens is altyd ergens, beleef jy verwerping. Opbouende woorde se teenoorgestelde is verbale mishandeling, kritiek of stilte. So of jy word gevloek en geskel, of jy word gekritiseer, of daar word net niks gesê nie. Die kind beleef verwerping. Selfs as 'n groot mens in jou verhoudings. En dan die laaste ene, dade van diens, is as jy geliefd voel as mense vir jou iets doen, maar die teenoorgestelde was, dat jy altyd die slaaf gewees het in die huis, en jy moes altyd vir almal goedertjies doen, of hulle skoene skoonmaak, of die asblik uitsit, of die skorrelgoed was, en ja, jy moes altyd vir almal bond staan, dan beleef jy verwerping. So, dis belangrik as jy hierdie diagrammetjie het, en jy kan vir jouself merk, wat is jou liefdestaal heel eerste, en dis belangrik dat jy jou eerste 3 moet kry. Ek wil amper sê, dis die mees dominantste ene, en dan die 2 ondersteunende liefdestale. So, as ek moet vir jou sê, is my liefdestaal, is opbouende woorde heel eerste, dan kwaliteit tyd, en dan dade van diens. So fisiese kontak en geskenke is heel laaste op my lys. En baie keer is ons getroud met iemand, of ons in 'n verhouding, of ons werk saam met iemand, of jou kind is die teenoorgestelde. Pas op dat jy nie vir iemand gee wat jy graag, wat jy eintlik wil hê nie. So dit is belangrik dat ons hier kan sien hoe die vyand baie keer inkom, baie slie, en net deur miskommunikasie van liefde, 'n leuen plant, van dat jy nie lief gehad het. As jy gaan kyk, wat het jou ouers gedoen? Het hulle dalk baie hard gewerk vir jou? Het hulle baie vir jou drukkies gegee, maar jy wou woorde gehad het? So dis belangrik dat jy kan sien watter areas het jy hierin seer gekry. So volgende week is die laaste aflewering, en dit gaan oor vergifnis. Dit is baie belangrik dat jy jou diagrammetjie moet voltooi hê by jou aardse gesin, die rolle van die pa, die ma, die broers en susters, en dan by die liefdestale. As jy daai voltooi het, dan is dit fantasties, want dan kan ons vorder op die laaste stap van genesing. Tot volgende week. Blessings.